Nuus vanaand, Suid-Afrikaners en buitelanders met beweerde ontvoering van Spaza winkel in Vosloorus verbind. Wêreld Media Vryheidsdag word gevier. En plantkundiges sê pogings om die halfmensplant weg van sy habitat te kweek was onsuksesvol. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Bulletin. Die Gautengse premier, Panjasa Lesufi, sê die polisie ondersoek die moontlikheid dat die beweerde ontvoerders van 'n Spaza winkel eienaar van Vosloorus ook by ander ontvoerings en misdadige bedrywighede in die land betrokke was. Die 27-jarige Mazwai Kubeka het op 2 April verdwyn en is gisteraand ongedeerd by die polisiestasie in Vosloorus afgelaai. Lesufi en die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtumbeni, het vroeër vandag die media ingelig oor die ondersoek na Kubeka se ontvoering. Kubeka se verdwyning het opslaa in Vosloorus gemaak. Vrydag het honderde mense die strate van die township ingevaar om sy veilige terugkeer te eis. Lesufi sê regeringsamptenare het met Kubeka se familie ontmoet om hulle kwellings te bespreek en hulle oor die ondersoek in te lig. Whether if people that committed this criminal activity are South Africans or foreigners. We can confirm it's a combination of the two. The South Africans were South African, and there are also foreigners, 2 of them of Ethiopian origin, and that is very important. 2, whether it's related to the Spanza shop or is just a criminal activity. That remains a grey area, and the areas that the police are working on is to follow the leads on those 2 aspects. Die Gautengse polisiekommissaris sê 'n span bestaande uit lede van misdaadintelligensie en ander wetstoepassingsagentskappe was betrokke by die soektog na Kubeka. Hy sê die soektog is bemoeilik omdat die Spaza winkel eienaar geen elektroniese toestelle by hom gehad het nie. Mtumbeni het erken dat die polisie bekommerd is oor 'n toename in ontvoerings in Gauteng. I must just indicate the day before yesterday, we had a 9-year-old Chinese girl who was kidnapped, I think somewhere there on the 2nd of March. That girl was kidnapped or was away from the family, the parents, for 58 days. Kubeka se familie sê hy is erg getraumatiseer. He's a very soft person, but he's angry. He's very angry, and at the same time he's terrified to little things. Volgens die polisie beweer Kubeka dat hy naby Carnival City in Brakpan deur 'n motoris opgelaai en na 'n onbekende bestemming geneem is, waar hy geblinddoek en in afsondering aangehou is. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het die polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, daarvan beskuldig dat hy 'n onwettige klopjag gereël het op 'n huis waarin hy voorheen gewoon het in Kaapstad. Tydens 'n nuuskonferensie by die parlement het Adams gesê dat die taakspan wat politieke moorde in KwaZulu-Natal ondersoek, die klopjag vroeg gisteroggend uitgevoer het. Adams sê hoe Mkhwanazi te werk gaan is soortgelyk aan die apartheidsregering. They went in there, they took pictures of this woman's ID, they assaulted a 12. Like he's that size. Assaulted him in front of his mother. Pointed rifles at the mother and the father while they did it. Like, what kind of people, what kind of animals are these? Adams ontken dat hy 'n misdaad gepleeg het wat sy inhegtenisneming vereis en sê hy weet nie hoekom 'n lasbrief vir sy inhegtenisname uitgereik is nie. Let Mkhwanazi pull the constitution and show me which crime I've committed. Because this idiot, this apartheid servant, this coward doesn't understand the law. But you know what Masimola did? He gave him a job that allows him to come after anyone that is going after the corrupt policeman. Hy het ook bevraagteken waarom die taakspan wat politieke moorde ondersoek hom moes vastrek. In terms of expense, what does it cost to send 15 PKTT members here? To hire the cars, the hotels, the food. They could have given that job to a local unit who could have come to my house and arrested me. Klaar. But let's take it a step further. Why wasn't I just issued a warning letter? Adams sê hy het 2 afsonderlike strafregtelike klagtes teen die polisie ingedien
en 'n brief aan die waarnemende minister van polisie, Ferous Kachalia, oor die saak geskryf. Intussen het die polisie gesê hy sal binnekort 'n verklaring uitreik en op Adams se beweringe reageer. En net 'n waarskuwing dat die volgende storie sensitiewe kykers kan ontstel. Die Mpumalanga polisie wag vir die uitslae van DNA-toetse om te bevestig of menslike oorskot wat in 'n krokodil gevind is, dalk die is van 'n Gautengse sakeman wat onlangs in die Komati-rivier in Mpumalanga verdrink het. Polisieduikers het die krokodil vanuit 'n helikopter geskiet waarna die oorskot gevind is. Na 'n 5 dae lange soekdog het die SAPD, Sanparke en 'n private veiligheidsmaatskappy 'n krokodil naby 'n voertuig in die rivier opgemerk. Na toestemming verkry is die krokodil van kant gemaak. We then did a post-mortem on the crocodile. During that we found the human remains, which we believe that is the person we're looking for. It will be confirmed with the DNA, but I'm quite certain it is the gentleman that we were looking for. While we were doing the post-mortem, we found a lot of shoes, flip-flops and Crocs, also I think 6 in total, also in the stomach of the crocodile. So that was a bit unusual for me, first time that I found something like that. Die sakeman se familie het gevra vir privaatheid terwyl hulle wag vir uitslae. The family has been here all the while we are busy. They helped us a lot and they supported us a lot in our work. I believe they're taking it hard. Like you would know, if you lose a loved one, you know, you'll take it hard. But I also believe now that because we found the remains, that it will bring some closure. Die voorval volg na nog 'n tragedie in Desember, toe 2 lede van die Suid-Afrikaanse weermag in die rivier verdrink het. Die onafhanklike verkiesingskommissie het politieke partye aangeraai om hulle interne stelsels en benoemingsprosesse vir wijkraadslede en burgemeesterskandidaate teen die einde van Julie af te handel. Die adjunk hoofverkiesingsbeampte Masego Shiburi sê die aankondiging van die verkiesingsdatum gee politieke partye die kans om hulle kandidaate betyds voor te berei. Suid-Afrikaners gaan weer op 4 November stem in die plaaslike regeringsverkiesing. In order to improve compliance, since last year we have had a number of structured liaison sessions with would-be contestants and independent candidates to take them through the requirements, but we will also imminently announce the availability of the nomination system so that parties can start playing on it, familiarize themselves with the system, nominate their candidates in order to meet the deadline after the election is proclaimed, and the Commission has issued a timetable to indicate the critical cut-off dates for activities in preparation for these elections. Kaapenaars moet hulle voorberei vir 'n koue en 'n nat week na die naweek se gure weer. Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n koue front sal van vanaand af in die ooste van die Weskaap inbeweeg. Reën word vir vanaand en môreoggend in Kaapstad en omliggende gebiede voorspel, waarna dit 'n rukkie sal opklaar, voordat dit laat Dinsdag weer sal begin val. With this system, we are expecting some scattered to widespread showers and rain over most parts of the province. We have issued an advisory for adverse weather the conditions that is expected from Tuesday up until Thursday. Rampbestuuramptenare het 'n beroep gedoen op mense om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om hulle huise te beskerm teen die wind en die weer. Some general mitigation measures include clearing gutters, waterproofing and raising structures to limit the ingress of water, and to dig trenches around your home to divert water away. Hulpverlening duur voort in gebiede wat die ergste geraak word, soos Town in Khayelitsha. The main thing is trying to educate the communities on the ground, especially communities that are building in these low-lying areas, that are building on wetlands. Guaranteed, with a little bit of rainfall, you're causing your own destruction. Die goeie nuus is dat die gure weer teen Vrydag sal begin opklaar, waarna 'n bietjie sonskyn verwag word. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Ons is nou terug met nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. Ons gaan voort. Die voortgesette geweld en misdaad op die Kaapse vlakte verhoed dikwels dat joernaliste gemeenskappe se stories doeltreffend kan vertel.
Die Verenigde Nasies se algemene vergadering het 3 Mei tot Wêreld Media Vryheidsdag verklaar om bewustheid te skep oor die belangrikheid van 'n vry media. Joernaliste in Kaapstad sê hulle vind dit al hoe moeiliker om hulle werk te doen sonder vrees dat hulle deel sal word van die kommerwekkende misdaadsyfers in die gebied. Noodlottige skietvoorvalle, bendegeweld, afpersing en opportunistiese misdaad is 'n daaglikse werklikheid vir die meeste mense op die Kaapse vlakte. Dit is ook 'n werklikheid vir nuusverslaggewers, video- en fotojoernaliste wat die stories dek, maar doen dit met toenemende vrees om slagoffer te word. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum, SANEF, sê die gevolge is skrikwekkend, nie net vir die beroep nie, maar ook vir die burgers. In this age of disinformation and misinformation, we still need credible voices which come from the newsrooms to go in and actually report the facts. And we need established institutions to hold government and authorities to account in ways that only journalists can do. Teen misdaadorganisasies sonder winsbejag sê die situasie op die Kaapse vlakte is vloeibaar en verander voortdurend. Ons het julle nodig, want ons kan nie alleen duidelik op die staat en die polisie se statistieke staat maak om presies te weet wat in ons samelewing is. Die graad van geweld op die Kaapse vlakte het so erg toegeneem dat selfs ervare misdaadverslaggewers sekere gebiede vermy. Ja, ons leef met daai gevaar saam, maar 'n storie is beslis nie my lewe of 'n kollega se lewe werd nie. As jy tans uitklim as 'n fotograaf op die Kaapse vlakte, is daar 'n teiken op jou en dit word gesien jou toerusting is 'n maklike manier vir die mense om net vinnig geld te maak. SANEF meen die joernaliste vervul 'n belangrike rol om arm en gemarginaliseerde gemeenskappe se stories te vertel en moet beskerm word. They are the ones when they tell these stories that can mobilize the kind of public outcry and government intervention that is needed. Die Kaapse Misdaadkrisiskoalisie sê almal in die samelewing speel 'n rol om misdaad te bekamp, met die media se rol as uiters kritiek. Vanessa Puna, SAK-nuus, Kaapstad. Ter viering van Wêreldpersvryheidsdag waarsku die Verenigde Nasies se Hoogkommissaris vir Menseregte, Volker Turk, dat journalistiek wêreldwyd toenemend bedreig word. Hy sê aanvalle op die media neem toe, veral in konflikgebiede. A free press is the oxygen of a free and open society. It informs public debate and can build trust, underpinning social cohesion, resilience and security. Despite all this, journalism today has become an insecure and at times dangerous profession. Media workers are being bombed in their cars, abducted from their offices, silenced behind bars, and dismissed from their jobs. Israel's war in Gaza has become a death trap for the media. My office has verified the killing of nearly 300 journalists since October 2023, with many more injured. So far in 2026, Lebanon is the deadliest country for media workers. In Sudan, I met journalists who had faced extreme violence, brutality, and even famine, all while trying to continue their essential work. Even away from the front lines, virtually no country is truly safe for those who speak truth to power, and yet journalists are undeterred, reporting in the harshest conditions, even from hospital beds and wheelchairs. They believe that truth is stronger than bullets and it's worth fighting for, and they're right. But they cannot fight alone. They need our support and urgent protection. Together, let's ensure that those who stand for truth do not stand alone. Pogings om die unieke halfmensplant van uitwissing te red is nog 'n slag toegedien. Plantkundiges sê pogings om die plant wat inheems tot die Richtersveld in die Noord-Kaap is, weg van sy habitat te kweek was onsuksesvol. 'n Enkele droogteseisoen in die gebied het die Pachypodium nemaquinum of halfmens se getalle met meer as 80% verminder. Die plantkundiges sê nog so 'n droogte kan die hele spesies uitwis. Die halfmens, 'n unieke vetplantboom met mensagtige kenmerke wat slegs in die Richtersveld voorkom. Die boom is altyd in 'n noordelike rigting gedraai en die plaaslike Namas glo dat dit hulle voorouers is wat huis toe verlang nadat hulle eeu gelede deur oorlog en vloede verplaas is. Dis mense wat uit Namibië uitkom gevlug het
En toe hulle omdraai, daarom sal jy altyd sien jou halfmensboom. Hy staan na die noordekant toe. Toe hulle omgedraai en gesê, die hoepje nimmer meer, maar goed wat hy so die bok, die boom kyk altyd na die noordekant toe. Klimaatsverandering word geblameer vir die skerp afname in die spesies. Temperature in die Richtersveld het die afgelope dekade met 4 grade Celsius gestyg. Tussen 80 tot 85% van die spesies gedaal het, veral in die afgelope 10 jaar toe ons deur 'n groot droogte gegaan het. Maar buite aardverwarming is mynbou en landbou is ook 'n groot bedreiging vir die spesies en stroping. Daar word al hoe meer van die plante uitgehaal. Sanparke wil halfmens bome in hierdie botaniese tuin kweek. Maar die plant se eeuoue verdedigingsmeganisme blyk problematies te wees. Die grootste uitdaging op die oomblik is om sade te kry. As gevolg van die klimaat wat so verander het, dit het nie net 'n impak op die plant dat hy doodgaan as daar droogtes of hittegolwe kom nie, maar dit het ook 'n impak op hulle blom en dat hulle suksesvol sade vorm. En dis een van ons grootste uitdagings nou is om sade te kry, want meeste van die jare maak hulle geen sade nie. Die halfmensbome groei minder as 'n sentimeter per jaar. Dit kan dus eeue neem vir die bevolking om te herstel. Plantkundiges is ook bekommerd dat die gevolge van klimaatsverandering ook kan lei tot die uitsterwing van ander spesies wat endemies is tot die Richtersveld. Ulrich Hendricks, SAICanis, Richtersveld in die Noord-Kaap. Vroue motorfietsryers het die tuinroete tussen George en Mosselbaai aangepak om internasionale vroue motorfietsrydag te vier. Die jaarlikse saamkoms is die eerste keer in 2007 in Toronto, Kanada gehou. Sommige motorfietsryers meen dit gee hulle die geleentheid om hulle staal te wys en te toon hoe die motorfietsryersgemeenskap oor die jare gegroei het. Vroue van alle ouderdomme het die rit van George na Mosselbaai aangepak. Hulle meen dit is 'n viering van selfvertroue en kameraadskap. Die organiseerder Lisa van Dijk sê ten spyte van 'n kankerstryd, het sy daarin geslaag om die gemeenskap bymekaar te bring. En toe het ons by Garden Route besluit, ons wil dit ook graag hierso groot maak. So hierdie is die tweede keer wat ons dit aanbied en dit is asof dit net elke jaar groter en groter word. So ons wil graag vir die wêreld wys dat klein Heart of the Garden Route ook saam staan as 'n bikergemeenskap vir dames. Vir baie vroue beteken die rit veel meer. Maar normaal die girls te ondersteun wat wêreldwyd al hierdie bedryf doen en dit is lekker om al die girls bietjie bymekaar te kry. Ja, Erika het my blootgestel aan hierdie event en ek dink is baie special. Ek dink dit is regtig amazing dat vrouens regtig reg oor die wêreld bymekaar kom en dit geniet. 'n Ma en dogter deel hul liefde vir motorfietsse en byeenkomste. Die girls wat bymekaar kom en almal respek het vir mekaar, maak asof ry vir 'n klub, ry hy alleen of wat ook al nie. En girls is sterker as wat die mense daar buite dink. Ons kan vir onsself dink en ons kan ons eie dinge doen, ons kan ons eie bikes regmaak. Die organiseerders hoop dat die geleentheid meer vroue motorfietsryers na die tuinroete sal lok. Tanya Krause, SAICanis, Mosselbaai in die Weskaap. Ons sportnuus volg net hierna. Suid-Afrikaanse mansatlete het 1 goue en 2 bronsmedaljes by die Durban Internasionale Marathon verower. Regan Maguire het goud ingepalm nadat hy die wedloop binne 2 uur 11 minute en 18 sekondes voltooi het, terwyl Samuel Moloi en Simon Sebeko elkeen brons agter hulle name kan skryf. In die vroue wedloop het Ethiopië se Alamito Ajemalema die 42,2 km in 2 uur 26 minute en 42 sekondes gewen. Sy het die baanrekord met meer as 3 minute verbeter. Suid-Afrika se Annie Botma was tweede en het 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord opgestel. Dit was 'n reuse prestasie vir die 30-jarige atleet na haar onlangse siekte. Die volgende marathon in KwaZulu-Natal is die Comrades op 14 Junie. En dit is waar ons vandaan groet. Ons is môre aand terug op SABC2. Die Afrikaanse redaksie wens jou 'n mooi week vorentoe. Totsiens.